Hallo graad 6, sal julle asseblief julle handboeke vir my uithaal, die Afrikaans Platinum Huistaal handboeke. Ons gaan nou met kwartaal 2 se week 1 en 2 werk begin. So die eerste een waarna ons kyk is deelwoorde, dit is op bladsy 67. Nou soos die naam aandui is 'n deelwoord eintlik 'n woord wat deels 'n werkwoord en deels 'n ander woordsoort is. So dit kan byvoorbeeld 'n selfstandige naamwoord of 'n byvoeglike naamwoord wees, 'n bywoord of 'n ander werkwoord wees. So daar is twee soorte deelwoorde wat mens kry. Die eerste ene is die teenwoordige deelwoord en die tweede ene is die verlede deelwoord. So as ons gaan kyk na die teenwoordige of die onvoltooide deelwoord, dan sal ons sien dat ons gebruik die teenwoordige deelwoord as 'n aksie wat besig is om plaas te vind. So, ons voeg dan ende of end aan die einde van die woord. So, dit word 'n werkwoord plus 'n agtervoegsel word dit uitgevorm. So, die voorbeelde hiervan is, sy is horend doof, Afrikaans is 'n beskrywende taal, sy het 'n hartverskeurende verhaal vertel. Nou ons volgende een wat ons kry is ons verlede deelwoord. So wanneer die aksie reeds plaasgevind het, vorm 'n mens die beskrywende woord deur ge vooraan te sit en de, te of agteraan die woord te voeg. Daar is twee soorte verlede deelwoorde. Nou die eerste ene is 'n swak verlede of 'n voltooide deelwoord. En die tweede een is 'n sterk verlede deelwoord. Ons swak verlede deelwoord wat ons kry nie 'n klankverandering nie en word meestal in die letterlike betekenis gebruik. So dit word deur die werkwoord plus 'n voorvoegsel ge en 'n agtervoegsel de, te of gevorm. Nou voorbeelde hiersovan is ge plus soek plus te. Dit is gesoekte, die gesoekte misdadiger is nog nie gevind nie. Dan kry ons die swak verlede deelwoord. Nou dit het gewoonlik 'n figuurlike betekenis en 'n klinkerverandering wat daarin voorkom. So voorbeelde hiervan is ge plus breek plus plus die klinkerverandering en dit is gebroke. Dan hierna kry ons taalfokus 2. Nou taalfokus 2 gaan ons praat oor bywoorde. Nou bywoorde beskryf gewoonlik 'n werkwoord, 'n ander bywoord of 'n byvoeglike naamwoord. So dit vertel vir jou wanneer, waar, hoe en hoeveel of hoe erg iets gebeur. Die belangrike 4 waarvan jy moet leer is die volgende. So eerste, die bywoord van tyd, dit is wanneer dit plaasvind. Tweedens, die bywoord van plek, dit is waar dit plaasvind. Derdens, die bywoord van wyse, hoe dit plaasvind. En laaste, die bywoord van graad, is hoeveel. Op bladsy 69 sal ons die aksenttekens kry. So daar is twee soorte aksenttekens in Afrikaans, naamlik die akiet en die grafis. Nou, die akiet word net op klinkers geplaas, nooit op meerdere klinkers. Dit word in sekere name en vanne en woorde van ander tale gebruik, byvoorbeeld esmy en cliché. Dit word ook gebruik om klem aan te dui. Byvoorbeeld, jy moet die eksperiment doen, nie daardie ene nie. Jy kan of 'n koffieblik of 'n plantpot gebruik om die sonverwarming te maak. Wees altyd versigtig wanneer jy met skerp voorwerpe werk. Ek het dit gedoen. Dan kry ons grafis. Nou ons grafis word in Afrikaans net in 4 woorde gebruik. Dit word ook in woorde uit ander tale gebruik. Nou die grafis verander die letters se klanke. Sonder die aksentteken sou dit geen verskil tussen appel en appel gewees het nie. So nadat ons deur al julle taalfokus gegaan het, wil ek hê julle moet asseblief vir my die vrae beantwoord wat op bladsy 67, 68 en 69 voorkom uit julle handboeke uit.